Môre dis 27 Augustus 2026, lesing 96 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Goed, ons het nou gister stilgestaan by Simon se groot probleem, waarvan ek dink ook baie mans in die wêreld daardie selfe probleem het, miskien meer nog as in Simon se tyd. En dit is die begeerte vir mooi vrouens. En hoe hy die begeerte moet aanveg. En tog het Yeshua weet alles van hom, en het hy rukkie net 'n paragraaf of 2 tevore het hy vir hom gesê, jy is die eerste ene wat een met my geword het. Hy het hom hoër geag as al die apostels wat nou seker al 'n jaar en 'n half by hom was. Ten spyte van sy sondige natuur, maar omdat hy daarteen veg. Dit is so, gedagtes kom in jou kop in. En ek dink dit is Jakobus wat sê, die sterkste mens is nie in staat om gedagtes te tem nie. Hulle kom in en hulle pla jou, en dan op 'n stadium as jy hulle vasvat, en jy het Yeshua se krag, dan is daai gedagtes onder beheer. Maar tog nog, met daai sondige geaardheid, maar met die wil om dit te bestry, het Yeshua vir hierdie man 'n baie wonderlike geskenk gegee. En daarom moet ons, wat almal sondige mense is, omdat die uitlokkings en verlokkings vandag soveel meer is as wat dit 2000 jaar gelede was, moet ons nie moedeloos raak en dan net wegstap, of dalk ons lewe wil neem, of dalk net sê, maar ek kan nie, hierdie woord is te hard. Nee, bly by Yeshua, want sonder hom gaan jy dit in elk geval nie oorwin nie. Al sukkel jy om van 'n gewoonte ontslae te raak, moenie moed verloor nie. Die goed is nie maklik nie. Ek weet wat dit is om in ons huisgesin verslawings te hê en om daarteen te veg. Dis bitter swaar en moeilik. Maar uiteindelik kom daar 'n deurbraak. En dan is dit die wonderlike om Yeshua te prys daarvoor. So, staan sterk, dis eintlik al wat ek sê, want kyk wat het hy vir hierdie man gegee. Nou ja, hy het nou gevra, hoekom is hierdie, die moontlikheid nou, om soos diere gemeenskap te hê, hoekom is dit in die mens geplaas? Ek het julle verduidelik gister, dat dit eintlik 'n gevolg van die sondeval, dat ons nou moet voortplant soos diere. Die boek Deuteronomium is op 2 plekke sê hy, die siel is in die bloed, en dan op 'n ander plek sê hy, dis net in die boek van herinnering, die siel is die bloed. Die siel wat in Adam en Eva soos 'n uitstraling, nie net 'n sonkring nie, maar 'n hele uitstraling gemaak het. Hulle was ligverheerlikte wesens, toe hulle oor die tou trap, met Satan se gevalle engel, het hulle daardie uitstraling verloor, gister daaroor gepraat, en die uitstraling het omvorm tot bloed. En nou is die siel in die bloed. En nou is die bloed in 'n vleisliggaam. En nou dra ons vleis. Of, soos die boek sê, vlees. Vlees is niks anders as vleis nie. Vleis baadjie. Soos my ou vriend altyd gesê, dis die ruimtepakkie wat jy nou aan het vir hierdie aardse lewe. En dit is so dat al die ander planete het ander ruimtepakkies. Jy gaan nie met jou ruimtepakkie byvoorbeeld op Mars kan lewe nie. Al praat Elon Musk hoeveel nonsens. Dis alles leuns. Dis afleiding. Vader het hierdie val van Adam en Eva verwag. En hy het klaar sy rigsteenplan gehad. Wat nou verder gaan gebeur as Adam en Eva die verleiding, wat hy toegelaat het, hy het weggegaan en hy het dit toegelaat. So laat hy in ek en jou lewens ook elke dag verleiding toe. En hy sit jou voor 'n toets, sodat jy sterk kan word. Dis al.
Hy wil jou nie in die val inbring nie, hy wil jou net toets, en hy weet hoe ver elkeen van ons getoets kan word in wat. Nie een van ons se toetse sal dieselfde wees nie, want nie een van ons se begeerte struktuur is dieselfde nie. Een ou is dit kos, 'n ander ou drank, 'n ander ou vroumense, 'n ander ou dwelms, wat ook al. Dit is die dinge waardeur ons moet gaan. Dis die doel waarvoor ons hier op aarde is, om nou hierdie siel sterk te maak, sodat die siel, wanneer die siel die bloed verlaat, op jou sterfbed, soos ons nou in vorige lesings gesien het, dan styg die siel op, hang 'n ruk daar en dan gaan die siel weg. Dan is die siel weer terug in die dimensie waarin Adam en Eva op hierdie aarde geskape is. En so vorder die siel vanaf die 5de dimensie, 6, 7 ensovoorts. Ons weet nie hoeveel dimensies daar is nie. Maar kom ons lees wat Joshua sê, hoekom het hy nou hierdie, soos hy dit genoem het, Simon, hierdie bronstige begeerte. Mense gebruik nie meer die woord bronstig nie, want mense is nie meer boere nie. Bronstig gebruik jy veral by hingste, wanneer hulle merries nie kan uitlos nie. En ons het ongelukkig ook baie voorbeelde van sulke bronstige hingste wat hier inkom. En hulle kan geen van die mens merries uitlos nie. En dit is wat daai woord beteken. Daar is leliker woorde in Afrikaans wat ek nie nou gaan noem nie, maar julle weet wat dit is. Ander woord is belustig. Hoekom? Hoekom is dit so? Hoekom moet die man so wees? Ons lees. Hoofstuk 1:7 oor die doel en wese van sinnelikheid. Joshua sê, vriend en broer, dis nou vir Simon, wat gaan jou die liggaam aan en wat daarin gebeur? As ek hierdie eienskap nie aan die liggaam sou gegee het nie, sou 'n man dan ooit 'n vrou geneem en in haar die lewende menslike vrug verwek het? As ek die maag nie die begeerte na kos sou gegee het nie, sou iemand dan ooit kos tot hom neem? Op welke ander wyse sou die natuurlike spesifieke geeste dan kon oorgaan in die bloed en in die ander liggaamsappe en vandaar in die senuwee eter en daardeur gelouter in die siel substansie? In die primitiewe fase sou dit natuurlik wel deur die krag van my wil kon gebeur. Maar hoe sou dit dan staan met die vermoë om ewig te bestaan? Dit sou alleen maar moontlik wees deur 'n harde, blywende oordeel. Maar wat sou daar dan word van die selfstandigheid en later van die geestelike lewensvryheid? Kyk, word daar ook maar een punt in my eenmaal vasgestelde orde gewysig, dan is dit vir ewig verby met 'n volkome vrye en selfstandige lewe. Is ek nie die een wat die oë die vermoë om te sien, die oë die vermoë om te hoor ingeblaas het nie, en die tong die vermoë om te praat en te proe, en die neus die reukvermoë gegee het nie? Is jy 'n sondaar, omdat jy by tye honger en dors het? Sondig jy wanneer jy kyk, luister, proe en ruik? Al hierdie sintuie is aan jou gegee om die vorms van dinge waar te neem, om die wysheid van die gesproke woord te hoor, en om goeie en slegte en skadelike geeste van die nog ongegiste en ruwe materie waar te neem. Verseker, jy kan met oë, ore, neus, smaak en tong wel sondig, as jy in hierdie sintuie nie ooreenkomstig die orde gebruik nie. As jy jou oë onbeskaamd alleen maar rig op dinge wat slegs die liggaam aanspreek, as jy alleen maar graag en gretig na laster, smaad en afstootlike praatjies luister, as jy maar net vir jou plesier aan stinkende dinge ruik, wat die liggaam verontreinig en siek maak, sodat jy nie tot werke in staat is nie. Jy sondig ook met jou smaak en jou tong, as jy die te groot belustigheid op dier lekker happies nie in toom hou nie,
Maar waarom moet jou smaak gestreel word deur die verswelging van die kosbaarste dinge, terwyl daar naas jou baie armes van honger en dors versmag? As jy honger en dors het, versadig jou dan met eenvoudige en vars voorbereide kos. Maar wanneer jy meedoen aan ooreet en swelgpartye, sondig jy duidelik heeltemal teen die orde van Elohim. So, hierdie man het 'n klag gehad by Joshua, omdat hy nie sy oë van 'n mooi meisie kon afwend nie. En dan kry hy allerhande verkeerde gedagtes. Nou sê Joshua, jy het 5 sintuie gekry. Maar hoe kan jy vir my sê, jy sondig met die sintuig as jy dit gebruik vir wat dit gegee is? Eintlik, as ons die volle prentjie moet sien, dan het ons eintlik 15 sintuie. 5 van die vlees, wat hy nou hier noem, dan 5 van die siel, wat beheer moet uitoefen oor hierdie 5 van die vlees. En die siel kry haar leiding en instruksie vanaf die gees, wat ook 5 sintuie het. So die 5 goddelike sintuie van die gees onderrig die siel, sodat die siel nie verlei word deur die 5 sintuie van die vlees. En dit geld vir alles. Oormatige seksuele aktiwiteit, oormatig vreed, oormatig suip, oormatig in alle dinge. Daar moet 'n beheer wees, want die liggaam moet gevoed word met goeie kos, sodat die siel die fynere deeltjies van die kos kan vat en dit kan inplaas in al die plekke in jou liggaam wat nodig is. Jy kan ons nou vir jouself dink, hier in jou maag vind 'n proses plaas, dit gaan deur na die dindarm toe, die goed gaan deur na die milt, na die lewer, na die niere, oral is daar opname organe. Jy kan ons nou vir jouself indink, dit wat nodig is om 'n spier te bou aan my been, is mos nou 'n baie grower sieledeel, of stukkie wat ook al, as iets wat in jou oog op die retina moet gaan sit, om jou oog in stand te hou. Dis tog logies, dis 'n baie fyner, meer eteriese stukkie sieledeel. En daarom moet ons die hele spektrum probeer eet wat nodig is vir ons liggaam. Ons weet dit nou, die wetenskap het vir ons baie inligting daaroor, en ongelukkig vandag is die meeste goed wat ons eet, het 'n tekort aan daardie minerale en vitamines wat nodig is. En daarom moet ons dan partykeer aanvullings gebruik wanneer iets in jou liggaam wys dat hy dit tekort het. Ek weet in ons van ervaring is dat ons baie keer 'n tekort aan magnesium het. En dis baie keer die oorsaak vir die meeste siektes. Of nie meeste nie, maar baie siektes. Dis net 'n tekort. Dan is dit 'n tekort aan vitamine B12. Omdat ons dit nie kry nie, jy kan soveel van die vrugte eet of groente wat hulle sê die goed in het. Jammer, dis nie meer daar nie. Weens die mense inmenging met die natuur. En maatskappye soos Monsanto en al hierdie ouens wat die mense slaaf wil maak van hulle medikasies. Goed, nou dit is hoe jy jou sintuie gebruik. Dis waaroor dit gaan. Die sintuie is daar. Is dieselfde met swaartekrag. Hierdie aarde het swaartekrag. As jy bo op hierdie dak gaan staan en spring, dan gaan jy jou dinges val. Jy gaan 'n been breek of jou nek breek. Nou is dit dan nou swaartekrag, dan nou sondig, omdat jy nou daarteen gaan sondig het. Nee, swaartekrag moet daar wees, want anders vlieg ons almal in die lug op en kan ons nie op die aarde loop nie. So is baie dinge deur hom gegee vir nuttige gebruiksdoeleindes. So ook jou 5 sintuie. En kyk, dit alles is by jou, Simon, nie die geval nie.
Inteendeel, jy het jouself al menige roemryke oorwinnings oor jou liggaam behaal. Kom ons kyk elkeen van ons nou terug op ons lewe. Waar was jy 40 jaar gelede en waar is jy nou? Ek is seker elkeen wat hier sit en elkeen wat luister het baie groot oorwinnings behaal. Ek het. Want in die wêreld was jy eerstens nie bewus dat dit iets is wat vir Vader 'n gruwel is nie. En wanneer jy die oorwinning daaroor behaal het, dan is dit net 'n wonderlike gevoel. Dit is asof jy vorentoe gaan in die lewe. Ook was jy in alle dinge matig gewees en nugter in jou verlangens. Wat min of meer sleg aan jou was jou ongeloof aan die skrif, wat jy vroeër nie kon begryp nie, maar jou ongeloof was redelik. Terwyl die ongeloof van Gabi, regtig, dis nou sy maat, soos wat dit typerend is van Fariseërs, onredelik was. Jy verwerp daarom egter nie die skrif nie. Jy soek slegs lig en opheldering, en daarom bestudeer jy ook alle Egiptiese en Griekse wêreldse wyses. Maar dit word vir jou daar tog nie duideliker nie. Uiterlik bly jy weliswaar 'n Fariseër, maar innerlik was jy tog altyd 'n ywerige navorser van die waarheid. En omdat ek daarvan oortuig was, het ek jou dan nou ook geroep, en vir jou en daarmee ook vir alle ander, die poorte geopen na die stralendste waarheid. Nou kan dit nooit weer donker vir jou word nie. En daarom moet jy 'n vurige ywerhaar word vir my geestelike ryk op hierdie aarde. Deur jou sal die heidene in Persië baie lig kry. Eet en drink nou weer, want jy het nog honger en dors, en jy het jou vis nog nie eers halfpad opgeëet nie, en jou beker ook nog nie geledig nie. Val daarom maar flink weg, my jong broer Simon. Simon bly voortdurend tot trane toe bewoe, gaan sit en eet geleidelik aan sy vis met brood en wyn. Nou ja, dis nou van daai stukke wat jy so vertaal, dan raak jy dan self honger vir daai vis, brood en wyn. Nou ja, dit is 'n baie wonderlike les vir ons wat weet ons is sondaars. Moenie moed verloor nie. Dit gaan nie daaroor oor jou sonde so seer nie. Dit gaan net daaroor is jy bereid om daarteen op te tree. Want daar staan iewers dat Vader het behaag in die pogings van die mens om ontslae te raak van sonde. So die pogings alleen is by hom 'n wonderlike ding dat jy probeer. Dis maar net die mens wat glad nie probeer nie en maar net daar in sy sonde toestand wil bly. En wil swelg, wil drink, wil met vroumense allerhande goed doen. Maar as jy dit bestry, dan is hy by jou om die krag vir jou te gee. Joshua sê self, om nou hierdie argument te praat, hy is mos nou maar volkome mens, so hy het al die begeertes wat enige jong man gehad het, het hy ook gehad. En hy sê ek moes daarteen stry. En wat nog erger was vir die man, vir Joshua in daai huis van Josef, Sirenius het vir hom 5 pragtige dogters gegee om op te pas. Josef moes na hulle kyk en hy het ook finansiëel voorsien vir hulle. So nou het hy Joshua in daai ou klein huisie waar hulle bly, hierdie 5 pragtige dogters, en hy sê self, hulle was almal verlief op my. Dis maar net so, hy trek elke mens met liefde na hom toe. Maar omdat hulle nog jonk en kinders was dit dan ook 'n liefde vir 'n man, soos wat man en vrou mekaar lief kry. En hy sê ek moes daarteen veg, deur baie te vas en baie te bid en harde werk. Dit is die mees effektiefste maniere om hierdie goed aan te veg, is vas, bid en harde werk. So moenie dink hy het nie begeertes gehad wat hy moes oorkom nie. Verskil is net, hy het almal oorkom, hy het nooit gesondig nie. Ons gaan verder, hoofstuk 1:7-8.
oor die wese van engele, hart en geheue. Ook die ander gaste val weer flink weg, en veral Raphael ook, wat Cornelius ten slotte tot 'n enigstens lakonieke, eintlik wees lakoniese opmerking beweeg, wat hy die langsom sittende Romeine min of meer toefluister. Hierdie Romeine was Festus en Julius, en Cornelius sê aan hulle, vir 'n mens van vlees en bloed smaak hierdie heerlik voorbereide visse voortreffelik, en hy kan daar baie van eet, maar Raphael, wat as gees geen vleis en bloed het nie, sou hom wel met die reus Hercules en met die Filistyn Goliath kon meet. Merkwaardig hoe so 'n gees soveel kan eet. Nou eet hy al sy 12de vis, en dit is vir 'n gees tog wel wonderbaarlik baie. Ek het nog maar net een vis opgeëet, en die engel het in dieselfde tyd 12 laat verdwyn. Nee, dit is nogal erg. Ek glo dat hy nog goed 12 sou kon eet. Dit is maar die mens, die bespiegeling van die mens, en eintlik is dit so nog 'n bietjie van 'n spottery ook. Terwyl die engel het nie 'n ingewande nie. Die engel lyk asof hy 'n vleisliggaam het, maar hy het 'n verheerlikte eteriese liggaam. Maar om daai liggaam in stand te hou, moet hy ook substans van die aarde opneem, net soos Joshua nou vir ons beskryf het. Die liggaam moet gevoed word, sodat die siel gevoed kan word. En so moet hy ook van hierdie natuurlike substans aanneem, om vir hulle sigbaar te bly. Dit is basies hoekom hy so baie van hierdie kos inneem. Kom ons lees verder. Nou sê die engel, man, nie nog een keer 12 visse nie, maar wel 10 maal 100.000 maal 12 gelyk. Al sou dit louter groot walvisse wees, soos die in wie se maag Jona vir 3 volle dae 'n min of meer ongerieflike onderdak gevind het. Nou, hoeveel is 10 maal 100.000 is 'n miljoen, en maal 12 is, is 12 miljoen, en dit kan so groot soos walvisse wees. So daar is nie 'n beperking aan die hoeveelheid kos wat hy kan inneem nie. Glad nie, want hy het nie 'n ingewande nie. Die goed verdwyn in homself. Dit word opgeneem deur sy wese. Die visse gebruik ek nie om my te voed nie, maar hulle is nodig vir die vorming van die natuurgeestelike eter, waaruit ek volgens die wil van Jahwe hierdie sigbare liggaam moes vorm en tydelik in stand moet hou. Hoewel hierdie liggaam geestelik is, het dit tog ook vlees en bloed. Kyk maar eers, is hierdie nie are met bloed nie? Is dit nie vleis nie? Dat die mag wat ek van die meester gekry het, my toegelaat het om hierdie liggaam oombliklik te laat oplos en dit weer saam te stel. En dit kom deur my tot nog toe, hoogste lewensvolmaaktheid. Maar ek is nie alleen in staat om my eie liggaam deur die krag van my wil oombliklik op te los nie, maar ook joune, en op dieselfde oomblik ook die hele aarde. Hier word wonderlike inligting vir ons gegee wat ons nooit in die Bybel gekry het nie. Ons het baie van engele in die Bybel gelees. Maar hoe hulle dan hulle verskyningsvorm laat plaasvind het en hoe dit gebeur het. Daar het engele aan Moses verskyn, daar het engele aan Joshua verskyn, daar het engele aan vele mense in die Ou Testament verskyn. Daar het selfs engele verskyn aan Miriam, Joshua se moeder, toe sy 'n klein dogtertjie in die tempel was. En sy het met die engele gespeel. Nooit het ons geweet hoe is engele aan mekaar gesit nie. Hoe kom hulle in hierdie sweer in? Wat hou hulle daar? En hoe verlaat hulle weer die sweer? En nou sê hierdie engel, hy het 'n vleisliggaam, maar dis nog steeds eteriese substans, maar hy moet dit voed
met dit wat hy op die aarde kry, om te eet, om het in stand te hou. Hy sê, maar hy kan hierdie liggaam dadelik oplos. En nie net die liggaam nie, hy kan die hele aarde oplos as hy die opdrag kry daartoe. Dis hoe kragtig 'n engel is. Al wat ons uit die Bybel uit weet is hoe kragtig 'n engel is, dat 'n engel in een nag het hy 145.000 Filistyne doodgeslaan. Ek dink dis 145.000. En dis omtrent wat ons van die mag van engele weet. As jy die boek Henog lees, dan kry jy meer insig oor engele se mag. Maar hier sê hy in die eerste persoon vir ons, hoe werk die opset met 'n engel? En is dit nie wonderlik dat ons nou hierdie verborgenhede het nie? Maar, omdat ek jou liggaam in 'n oogwenk kan oplos, wil dit dan sê dat dit nie uit vleis en bloed bestaan nie? Of bestaan die aarde daarom ook nie uit allerlei vaste materie en uit water, lug en 'n tallose hoeveelheid oerstowwe nie? Wanneer ek dit met toestemming van die meester in 'n oomblik wat vir jou onvoorstelbaar kort is, eweneens sou kon oplos in die oergeestelike spesifieke deeltjies wat, as hulle ook materieel sou wees, so klein sou wees dat jy daar niks van sou sien nie. En hier verwys hy terug na 'n vorige lesing waar hulle geestesoë geopen is en hulle in die hele eter, in die lug, hierdie klein, hy noem dit klein slangetjies sien, wat basies die onderste boublokke van die hele materiële skepping is. En hy het nog verder gegaan en toe wys Vader hoe daar 'n esel gevorm word sonder om 'n baarmoeder te gebruik, net uit die eteriese stowwe van die lug. En so kan hierdie hele aarde, deur die wil van Vader, met behulp van 'n engel of sonder die engel se hulp, kan hy hierdie aarde oplos, weer in sy oorspronklike geestesdele. Dit is die krag en die mag van 'n engel. En dan dink ek net baie keer hoe arrogant mense is en vir engele somme opdragte gee. Ek sê nou vir jou engel, pas my kar op. Ja, ons het sulke mense in ons gemeente gehad. Hy het die reg om engele te hiet en gebied. Ek en jy het nie. Die enigste reg wat ons verwerf het deur Yeshua se genade, is dat ons Yeshua vra om, kom ons sê jy is in Johannesburg se middestad, vra jy, Vader, pas my kar op asseblief, ek is nou alleen. Jy dikteer nie, of jy reik nie bevele uit nie. Ons het ongelukkig, het mense soveel van hierdie valse, dogmatiese begrippe, het hulle ingekry. Ons het mense wat hier in ons gemeente was, wat hulle laat mislei het deur mense, 'n gemeente wat nou, ek noem dit maar, omdat dit misbruik is van engele, en dit glad nie eers ooit naby engele verering eers kan uitkom nie. En dit is dat hulle sê, hulle het 'n hofsaak in die hemel. Alles wat verkeerd gaan met hulle, bring hulle voor hierdie hof. En nou petisie hulle. Ek weet nie wat se regte woord vir petition nie, Johan. Petitioneer. Hulle petitioneer daai engele. En jy sal nou regspraak doen oor dit wat met my verkeerd gedoen is deur hierdie ander persoon. En daai ding binne-in is natuurlik vir vergelding, vir wraak. En ons mense val in hierdie goed in. Ek het self van hulle hier gehad, daai mense wat so hofsaake maak. Was in my raadsaal, ek het hulle selfs na die Gilgal wiel toe gebring. Maar daar was geen enige neiging na nederigheid nie. So, pas op om ligkuns met engele om te gaan. Engele staan onder Vader, jy's 'n kind van Vader, en jy kan Vader vra wat jy wil hê. Jy hoef nie vir Vader te sê hoe hy dit moet doen nie. Moet hy dit self doen nie, moet hy engele gebruik, of moet hy mense gebruik, of wat nie. Jy hoef nie, gelukkig nie jou job. Vra net waarmee jy 'n probleem het, en Vader sal die res vir jou doen.
Daarom vriende, dink na. Dink eers na voor julle 'n woord oor julle lippe laat kom, sodat julle as leerlinge van Elohim nooit onsin praat nie, waarmee julle julle meester beslis geen eer aandoen nie. Julle het nou wel reeds baie gesien, gehoor en meegemaak, maar van die innerlike geestesgrootte en mag van 'n sê maar net 'n engelegees, laat staan van die ewige gees van Elohim, het julle nog nie die minste en vaagste begrip nie, en kan julle dan spitsvondige opmerkings maak oor dat wat 'n aardsengel nodig het vir die instandhouding van sy tydelike skynbare liggaam? Dink julle dalk dat julle my werklike oerliggedaante sou kon verdra, as ek my as sodanig deur julle sou wou laat sien? Weet dan dat die gloed van die lig van my oerwese kragtig genoeg is om 'n ontelbare aantal sentrale oersonne te vernietig. Laat staan vir julle en hierdie hele aarde. Die grootte van 'n oersentraal son. Hy sê die lig wat ek het kan 'n hele aantal van die goed vernietig. 'n Oersentraal son se deursnee is ongeveer 'n triljoen maal 'n triljoen ligjare. Kan julle vir julle dit uitdink? Hoeveel is 'n triljoen? Ons mense kan nie eers besef wat triljoen is nie. Ons dink is net 'n bietjie meer as 'n miljoen. Nee, dis verskriklik baie meer as 'n miljoen. En ligjare is die afstand wat lig in 'n jaar trek. En om vir jou 'n idee te gee, die lig van ons son tot hier neem 8 minute. So dink hoe ver hierdie son elke oggend as hy opkom en sien hom, dan gaan die lig verby die aarde. Dit wat die aarde slaan, neem ons op. En dit gaan in oneindige ligjare bly dit skyn. En hy as engel wat hier voor hulle sit saam met hulle vis en brood eet aan tafel, het hierdie mag om 'n hele aantal van hulle te laat verdwyn. Net deur sy wil, wat natuurlik die wil van Vader moet wees. Om egter te voorkom dat dit deur my aanwesigheid sou gebeur, moes ek volgens die almagtige wil van die Meester hierdie skynliggaam vorm van 'n 16-jarige oue jong seun, om my eintlike wese sodanig te omhul dat elke versteuring van die orde binne die oordeel van die materie vermy word. Maar die materie moet eers deur my innerlike lewensvuur voorberei word, om as beskermde omhulsel te kan dien. En daarom is ek genoodsaak om meer voedsel uit die materie tot my te neem as iemand van julle. Pragtig hoe verduidelik hy nou hoe so engel in ons sweer kan bestaan. Dit het julle weliswaar nie geweet nie, en ons ook nie. En dit kon julle ook nie weet nie, maar julle kon wel reeds weet, dat een van ons nie deur die Meester in hierdie sigbare vorm ontbied word, om tot julle ergernis as veelvraat of grapmaker of snel towenaar op te tree nie, maar om in alle opsigte nuttig vir julle te wees, en om aan julle 'n tasbare bewys te lewer van die aanwesigheid en die mag van Elohim se engele. As julle dit egter besef, hoe kon julle dan spitsvondige opmerkings maak oor my etery? So hy trap hulle so 'n bietjie fyn uit nou. Nou sê Cornelius, die grapmaker, beste voortreffelike boodskapper van die Meester uit die hemele, wees daarom asseblief nie kwaad vir my nie, want jy sien tog goed, dat ons geestelik niks anders as nauweliks
pasgebore wietkinders is nie, en meer 'n droomlewe lewe as 'n heeltemal bewuste. Eet in die vervolg soveel jy maar wil. Van ons almal sal niemand dit ooit weer in sy kop kry, om daaroor, hoe sag ook, 'n opmerking te bedink nie. Laat staan uit te spreek nie. Maar terselfdertyd bedank ons jou hiermee vir die buitengewone les wat jy ons in jou teregte verontwaardiging oor ons hardnekkige domheid gegee het. As ons soos nou die oorsaak weet, sal ons in die vervolg beslis nooit 'n verkeerde oordeel vel nie. Maar as ons die oorsaak nie weet nie, hoe kan ons dan met die gevolg bekend wees? Daarom nogmaals my heel besondere dank vir die groot en belangrike les wat jy ons nou gee. Raphael sê, die dank kom alleen die meester toe, want sowel julle as ons Vader, wat sowel julle as ons Vader is van ewigheid af, gebruik hierdie les egter ook by alle ander ervarings en verskynsels wat julle in julle lewe meemaak. Dan sal julle ons engele binne 'n kort tydjie as vaardige broers tersyde staan. Niks moet julle bekritiseer of daaroor lag nie, uitgesonder leuns en bedrog, want die leenaar moet altyd aan die kaak gestel word en die bedrieër moet aan die skandpaal kom om die vrug te proe van leuns en bedrog. Nou dit sê nie dat jy nou fisies hom aan 'n skandpaal moet gaan ophang nie, maar hy moet in die skande gebring word oordat hy leuns verkondig aan mense. En Vader sal vir jou die waarheid gee waar die waarheid hom sal oordeel as dat hy 'n belaglike godsdiens het of belaglike stellings maak wat hulle sê in die skrif staan. Daarom moet ons ook skerp wees om waarheid altyd te verkondig. In alle ander gevalle moet julle die dwaalende mensdom vriendelik onderrig. Rig hulle self daarvolgens, dan is alles in orde. Rig hulle self nie daarvolgens nie, dan kan julle snare bietjie stywer span. Help dit ook nie, sluit dan sulke eie sinniges op in 'n opvoedingshuis en laat hulle vas en indien nodig ook tugtig met roedes, want by 'n regte en goeie opvoeding mag die roede nie ontbreek nie. Ook ons, julle geheime opvoeders, bedien ons daarvan by mense wat eiesinnig en baie halstarrig is. Dis bewaar ook hierdie leer en pas dit toe waar dit nodig is. Dan sal julle te midde van mense bevind. Anders alleen maar te midde van allerlei wilde diere wat menslike maskers dra. En hier is weer eens 'n stukkie waarheid vir ons wat onsself hier in Philadelphia Ark bevind. En dit is as mense nie wil hoor nie, en mense voortgaan om soos 'n wilde dier met 'n menslike masker op te tree. Ek praat nou van ergerlike bose dinge aanvang. Praat nie van 'n ou wat nou net een of ander misstap begaan het nie. Ons is baie toegeeflik om mense vir hulle misstappe te vergewe, want die woord sê so. Maar jy kry ouens wat net nie anders kan nie. Hy lieg vir jou en byvoorbeeld dan bly hy dwelms inbring in hierdie plek om ander mense wat of reggekom het van die goed of nog nooit op dit was nie, te besmet, te besoedel met hierdie vieslike gewoonte. En so 'n persoon, ons kan hulle nie opsluit in 'n opvoedingshuis nie, want ek het nie so 'n plek nie. Ek het al lankal gedink, ek wens ek het 'n vraghouer, 'n container gehad om van hierdie ongehoorsaames op te sluit daarin, dat hy in daai warm son vir 'n paar
dae of weke sit, dan sal hy dalk nie meer geneig wees om dit te doen nie. Maar die oomblik as ons dit doen, is ons oortree ons die wet. So al wat ons kan doen is sê, gaan na die opvoedingshuis, sy naam is die straat. Daar word jy ook opgevoed. Daar kry jy ook die roede. Want ek sien partykeer van hulle as hulle na 'n paar weke of maande terugkom. Hulle is maar, hulle is verhonger. Hulle gesig is uitmekaar geslaan. Nou huil hulle hier voor die hek. Oom, die swartes het my so geslaan, hulle het alles gesteel. Daar's nie kos nie. Ek is honger. Ek wil weer terugkom. Nou ja, daar het iemand dan nou sy pad deur die opvoedingshuis van straat gedoen. Ander mense gaan weg, sê, ek wil nou geld maak. Hierdie ou het my so goeie salaris aangebied en so goeie werk. En ek wil vir julle regtig sê, dis ons eie mense wat dit met ons mense doen. Hulle gaan werk vir Afrikaners. En in die meeste gevalle, ek wil sê seker meer as 90%, word hy bedrieg, word hy nie betaal nie, of dit wat hy en die man ooreengekom het kry net 'n klein deel van, en hy moet in haglike omstandighede lewe en vir hierdie ou basies as 'n slaaf dien. Dis ook 'n opvoedingshuis. En dan kom hulle ook terug, asseblief, ek wil weer hier wees. Maar nou ja, meeste van die tyd kan ons hulle nie terugneem nie, want ons het nie plek nie. Daar is net so 'n groot aanvraag vir behuising in sorgsentrums. As ons vandag 100 huisies bou, by volgende week Vrydag, as ek reg aan Melde en sy skud haar kop, is hulle vol. En ek seker as ons daai volgende week nog 100 het, is dit ook vol. Daar is net 'n onbeperkte soeke na behuising en soeke na veiligheid en kos. En dit is wat Vader vir ons dan sê, ons moet hierdie plek, moet ons ten minste binne sy orde hou. En dit is vir ons 'n baie mooi reël, hierdie paragraaf 11, kan ons maar aan ons ore hak, ons wat in die bestuur is van hierdie plek. Nou sê Sirenius, meester, het die engel dit van homself, of het hy alles maar net van u gekry? Simpel vraag. Joshua sê, my vriend, jou geheue laat jou weer behoorlik in die steek. 'n aantal dae gelede het ek julle tog breedvoerig vertel wat engele is, en hoe hulle wil, dink, wil en handel. En nou vra jy wel weer daarna, as hulle net vorms is, wat deur my wil bestuur word, wat het hulle dan van hulle self? Wat kan hulle self dink, terwyl hulle tog net 'n uitvloeisel van my wil is, en 'n vergaarhouer van my gedagtes, idees en planne is? As hulle selfstandig moes dink, wil en handel, sou hulle net soos julle eers aan die kindertafel moes eet, en in julle liggaam hierdie aarde moes seën. Daaruit blyk tog wel somhelder, dat wat die engel Raphael nou vir julle gesê het, my woord, my taal en my wil is, wat julle op gelyke wyse in ag moet neem, as wanneer ek dit self regstreeks uitgespreek sou hê. So hierdie engel sê niks wat Vader nie deur hom wil laat sê nie. Julle moet my woorde beter ter harte neem, dan vergeet julle dit nie so gou nie. Want alles wat julle eenmaal regtig ter harte geneem het, bly beslis ook vas in julle herinnering sit. En as julle dit nodig het, laat julle geheue julle nie in die steek nie. Maar as julle dit wat ek gesê het, maar net in julle geheue of verstand wil opneem, sal julle dit vir die grootste deel in 'n jaar minstens 100 keer vergeet. Want op latere leeftyd is die geheue nie meer so soepel as in die jeug nie. En die jeug vergeet al maklik wat hy geleer het. Laat staan die ouere. Maar wat julle eenmaal ter harte geneem het, het in die lewe oorgegaan en bly vir ewig. Nou ons ouer mense het hierdie probleem, ons vergeet goed.
my probleem is ek vergeet baie korttermyn goed. Langtermyn goed kan ek nog onthou. Maar iets wat ek Vader dankbaar is, dat wanneer hierdie nuwe openbaring deur jou hart opgeneem is, vergeet jy dit nooit. Jy onthou nie elke oomblik dit nie, maar as jy in 'n situasie kom, waar jy nou 'n sekere standpunt moet inneem, of 'n stelling moet maak, as jy weer sien, is dit daar. Is dit in jou gedagtes, van die hart na die brein toe. En dan kan jy baie keer vra, Vader, waar kom dit nou vandaan? Ek het nooit hieraan gedink nie, maar dis die regte woorde vir hierdie persoon voor my. Dan doen jy dit. So, dit is vir ons veilig as ou mense, ook die jeug, om hierdie goed ter harte te neem, dan sal ons dit nooit vergeet nie. Baie belangrik. Ek sê vir julle, van alles wat julle op hierdie wêreld net in julle geheue opgeneem het, sal in die hiernamaals geen jota oorbly nie. Nie eers 'n komma nie, 'n jota is 'n komma. Alle dorre wêreldse geleerdes verskyn dan ook in die hiernamaals as dowes, blindes en stommes. Hulle weet heeltemal niks en kan hulle aan niks herinner nie. Dikwels kom hulle sonder enige begrip daaraan, soos wat 'n kind op hierdie wêreld uit die moederliggaam kom. Hulle moet daar alles vanaf die eerste beginsels opnuut begin leer en ondervind, omdat hulle anders tot in ewigheid doof, blind, stom sou gebly het, en alleen maar 'n vaag gevoel van bestaan sou hê, sonder om egter te voel dat hulle dit is, wat reeds op aarde bestaan het. Dit moet vir hulle allereers duidelik op praktiese wyse byeengebring word. As dit by die mens in sy hart donker is die hele mens dadelik donker. As dit egter lig en helder is die hele mens lig, en dit kan by hom nooit weer donker word nie. Neem wat julle hoor daarom dadelik in julle hart op, dan sal dit ook weldra lig in julle word. As julle dit alles verstaan en in julle hart opgeneem het, laat ons onsself dan nou op iets anders voorberei. Wat nou weldra sal kom, sal julle baie stof tot nadenke gee, maar julle sal baie daarvan leer en ter gelegener tyd ook baie goed gebruik daarvan kan maak. So dit is die volgende les, en hierdie is 'n baie belangrike slotgedeelte wat hy hier vir ons sê, oor wat met wêreldse geleerdes gebeur aan die ander kant. Of dit teologiese, teofisiese, wetenskaplike, politieke, watter geleerdes dan ook. En ek is nou besig met Robert Bloom se verhaal van die hel tot die hemel. En jy sal verstom staan hoe dom, oerdom, hierdie mense aan die ander kant beland. Want Yeshua gaan en hy besoek hulle, saam met sy apostels. En dan kan jy nie glo dat hierdie ou wat so vername mens op aarde was nie. Party van hulle is kardinale, hier en daar het hy met 'n paus te doen gehad. Hier en daar met regeringsleiers, wat verskriklike vredeleiers was. Meeste van hulle glo nie eens hulle is dood nie. So, hy het nie eers daai besef van ewige lewe in hom nie. En die verstand is maar net so dom, omdat hierdie kennis wat in die geheue was, saam met die liggaam vergaan. Want die verstand gaan tog mos ook dood en word mos maar ook deur die wurms opgeëet, die harsings. So, neem hierdie goed ter harte. Nou gaan jy my vra, maar hoe neem ek die goed ter harte? Deurdat ek myself besig hou met liefdeswerke, terwyl ek hierdie dinge dan inneem, en ek hou my besig met ernstige gebed, waar gebed 'n gesprek is met Vader die hele dag. Dis nie net
vorm gebed soos wat die kerke ons leer nie. En as jy dit doen, sal hierdie woorde werklik jou hart bereik en sal jy dit nooit ooit vergeet nie. Miskien sal jy dit nie elke dag tot jou beskikking op die punt van jou tong hê nie, maar wanneer dit nodig is, sal dit vir jou duidelik daar wees, sodat jy dit kan gebruik. Dit is soos 'n kas waarin die goed gebeere is, en wanneer jy dit nodig het, word die regte laai vir jou oopgemaak, en kan jy die inligting uithaal, en dit vir jou medemens gee. En onthou, hierdie laai wat in jou hart is, al haal jy 100.000 van daai goed uit daai laai uit, dit raak nie minder nie. Dis soos die brood wat hy vermeerder het, wat net bly brood word het, en daar op die einde nog 12 mandjies oor was. Dit is hoe dit binne in ons harte gesteld is. Jy kan hierdie brood van die lewe soveel uitdeel soos jy wil. Daar sal nooit 'n einde aankom nie. Want hierdie laai kan nie leeg raak nie. Dis altyd word aangevul deur Vader. Baie dankie. Amen.